Dink hieroor. 'n Klein, onsigbare borreltjie in jou bloedstroom klink nogal onskadelik, né? Maar daai einste borrel kan 'n dodelike padblokkade word. In hierdie sessie kyk ons na gasembolie. Dis 'n vreeslike gevaarlike toestand en die merkwaardige drukgebaseerde oplossing wat lewens red. Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n bietjie van 'n raaisel. Wat dink jy het 'n duiker wat te vinnig uit die dieptes opkom en 'n pasiënt op 'n operasietafel in gemeen? Ja, dit klink soos twee heeltemal verskillende wêrelde, maar hulle deel 'n onverwagse en potensieel dodelike gevaar. En die antwoord? Dis so eenvoudig en tog so ongelooflik gevaarlik. 'n Ongewenste borrel. Net 'n klein bietjie gas op die verkeerde plek op die verkeerde tyd en dit kan katastrofiese gevolge hê. So, kom ons sit hierdie onsigbare vyand 'n bietjie onder die mikroskoop. Wat presies is 'n lig- of 'n gasembolie? In sy eenvoudigste vorm is 'n gasembolie 'n borrel wat jou bloedstroom binnendring en basies soos 'n prop optree. Dit keer dat suurstofryke bloed by jou organe uitkom en dit lei tot weefselskade en, in die ernstigste gevalle, selfs die dood. Jy sien, die risiko's is ongelooflik hoog. Maar jy weet, nie alle borrels word gelyk geskape nie. Dit hang alles af van watter snelweg hulle in jou bloedstroom neem. As 'n borrel in 'n slagaar beland, dit noem ons arteriële gasembolie of HE, kan dit reguit na die brein skiet en dan sien jy onmiddellike beroerteagtige simptome. Maar as dit in 'n aar beland, 'n venose gasembolie of VGI, kan die liggaam dikwels klein borreltjies hanteer, maar 'n groot een, wel, dit kan die hart of longe heeltemal oorweldig. Nou, die logiese vraag is seker, hoe op die aarde beland hierdie borrels in die eerste plek in ons bloedstroom en watter soort verwoesting saai hulle aan as hulle eers daar is? Ja, ons dink dadelik aan duikongelukke, reg, wat longskade weens druk kan veroorsaak. Maar dis regtig net die oortjies van die seekoei. Die verrassende waarheid is dat gasembolie tydens talle doodgewone mediese prosedures kan gebeur. Van iets so eenvoudig soos 'n drip wat ingesit word, tot selfs sekere tandheelkundige werk. Dis baie meer algemeen as wat die meeste mense dink. En wanneer dit gebeur, is die gevolge vinnig en ernstig. Hierdie lys simptome lees soos 'n mediese nagmerrie, van beroerteagtige simptome soos verwarring en verlamming aan die een kant van die lyf tot 'n volle hartstilstand. Dit wys jou presies hoekom vinnige herkenning en optrede so absoluut krities is. Goed, nou dat ons hierdie vreesaanjaende probleem verstaan, kom ons kyk na die merkwaardige oplossing. En dis 'n behandeling wat basies fisika gebruik om 'n biologiese krisis op te los. Welkom in die wêreld van hiperbariese medisyne. Die bronmateriaal stel dit onomwonde, sonder enige twyfel. Hiperbariese suurstofterapie, of HbO2, is nie net nog 'n opsie nie. Dit is die definitiewe behandeling. Dit word reg oor die wêreld as die goue standaard beskou. So hoe werk hierdie sogenaamde wonderterapie? Dis eintlik 'n tweeledige aanval. Eerstens, die pasiënt word in 'n spesiale kamer geplaas wat onder druk gesit word. Die verhoogde druk laat die gasborrels fisies krimp, amper soos om 'n ballon styf vas te druk. Terselfdertyd asem die pasiënt 100% suiwer suurstof in. Dit help om daai gekrimpte borrels vinniger op te los en dit oorstroom die weefsels wat suurstof verloor het, wat dan die genesingsproses aanhelp. En hierdie is nie sommer 'n lukrake proses nie hoor. Daar is 'n duidelike, bewysgebaseerde protokol wat dokters volg van die oomblik dat hulle 'n gasembolie vermoed. Elke enkele stap is deel van 'n georganiseerde, dringende plan om daardie pasiënt te red. So, daai hele komplekse protokol kom eintlik neer op 3 kritiese stappe. Stap 1, noodhulp. Gee onmiddellik 100% suurstof. Stap 2, vervoer die pasiënt so vinnig as moontlik na 'n hiperbariese kamer. En stap 3, behandel en herhaal. Die dokters hou die pasiënt fyn dop en gaan voort met sessies totdat die toestand stabiliseer. OK, dit klink alles goed in teorie, né? Maar die groot vraag is, werk dit regtig? Is daar data om hierdie drukoplossing te staaf? Ja, absoluut. En dit bring ons by ons laaste deel.
Die data is werklik treffend. In 'n groot studie van 515 pasiënte het 'n verstommende 78%, dis amper 4 uit elke 5 mense, 'n volle herstel gemaak na hiperbariese suurstofbehandeling. Vir 'n toestand wat so lewensgevaarlik is dit 'n ongelooflike suksessyfer. En as ons na die oorlewingssyfers kyk, word die prentjie selfs duideliker. Sonder hierdie HBO-terapie was die sterftesyfer 'n skokkende 42%. Maar met die behandeling, daai syfer tuimel af na net 5%. Die verskil is letterlik lewe en dood. So, die een deurslaggewende punt wat al hierdie data saambind, is tyd. Die studies wys dit oor en oor. Hoe vinniger 'n pasiënt in daardie hiperbariese kamer kom, hoe beter is die kans op 'n goeie uitkoms. In hierdie spesifieke mediese noodgeval tel elke liewe sekonde. En dit laat 'n mens nogal wonder, nê. Ons het nou gesien hoe die eenvoudige wette van fisika, net druk, 'n dodelike borrel kan oorwin. Dit laat my met die vraag, watter ander mediese uitdagings kan ons dalk aanpak, nie met 'n nuwe pil of operasie nie, maar bloot deur die druk te verander. Dis 'n fascinerende gedagte om mee af te sluit.